Die Ou Testament eindig met die Italiaanse profeet Malachi. En die Italiaanse profeet Malachi skryf hierso amper teen die einde, amper een van die laaste verse in die Bybel, kry jy Maleagi 4:2 wat sê, maar ek sal met my son van redding op jou skyn. En die Here wil red, en dan sê hy, wanneer ek met my son van redding op jou skyn, sal daar genesing in daai strale wees, fisies, emosioneel en geestelik. En dan sê hy, ek wil jou vrymaak, sodat jy kan bokspring en weer vreugde kan beleef. So ons sê vir mekaar in die gemeente, die Here wil ons red, dit is om iets van die Here te beleef en te ervaar. Deurdat ons deel word van 'n geestelike familie, word ons gesond en groei ons en word ons vry. Hy maak ons vry en in die proses word jy bemagtig om nie net die sonde te oorwin nie, maar jy word ook bemagtig om te kan bedien. Maar voor ek verder gaan, Mr. Ravioli, congratulations with your birthday a few days ago. I hope it was a wonderful day and may God bless you. En dan wil ons vir ons eie persoonlike deurdraai. Sy is 'n introvert van geaardheid. Sy wil nooit hê mense moet weet dat sy verjaar nie. Deurdraai, kom staan gou hier langs my. Maar dit is vandag. So dankie dat jy vir ons so die STEAM team daar beman en altyd so vriendelik is. Sy het nogal 'n hoë profiel corporate job, maar sy is hier by die kerk en sy dien en sy serve. En ons wil sommer net vir jou sê, ons is lief vir jou, hoor. Dankie dat jy gebel het, so vroeg. Ek wil net vir jou 'n gebedjie bid. Ja. Father, I pray that Deirdre may prosper and be in good health, even as her soul prospers. En Here, ek wil regtig bid. Ek wil bid, Vader, dat U finansiëel vir haar en vir Benny en die gesin sal seën. Ek bid, Here, dat U hulle sal seën met gesondheid en met lewenskrag. Maar ek bid ook, Here, dat U vir hulle sal seën met baie wysheid, maar ook met baie vrede en vreugde. En sommer net dankie, Here, vir haar wat vir ons dien hier in die gemeente. En sommer net dankie vir haar menswees en ons bid dat U vir haar ryklik sal seën in die jaar wat voorlê. Amen. So almal moet na die tyd, almal moet vir haar 'n groot stywe druk gee. Voor jy gaan. Die van julle wat by die gemeente daaronder was by Hamburg, sal onthou op 'n stadium het ons die ou tradisionele kerkbanke uitgehaal. En toe voor ons die nuwe stoele ingesit het ons vir julle as gemeente gevra om 'n klomp name op die vloer te skryf. Vir wie ons gaan bid, wat ons gaan vertrou dat hulle by die Here sal uitkom. En haar pa het op daai geleentheid, en Deirdre was op baie stadium ver van die Here af, allerhande stoute goed gedoen. En haar pa het haar naam op die vloer neergeskryf. En hy het vir haar gebid. En later het ek vir haar en vir Benny getrou, en sy het tot bekering gekom. En ons het dieselfde ding hier gedoen. So onder julle voete is hier 'n klomp name neergeskryf van mense wat ver van die Here af is. Maar hier staan iemand vir wie die Here gered het, wat 'n plek gekry het om te behoort, wat die Here besig is om te bemagtig, en wat leer om te bedien. So hier staan iemand voor julle wat dit sien. So ons waardeer jou, dankie. Hoorie, in die gemeente is daar 'n versie wat julle nou al baie goed moet ken. En dis Psalm 103. Julle het al gehoor dat ons hom al so keer of wat 'n bietjie opgesê het in die gemeente. Kan julle hom onthou? Julle kyk vir my met so 'n seker ou boggerol uitdrukking aan vanoggend. Psalm 103 sê, dit is hy wat Ek sien julle almal is besig om nou op julle fone gou te Google en Lara, bære jou foon. Hoorie, ons het al 80,000 keer hierdie vers al aangehaal in die gemeente. Okay, sê gou agter my aan. Dit is hy wat jou sondes vergewe, wat jou siektes genees, wat jou red van die graf, jou kroon met die goeie en jou die jeugdige krag van die arend skenk.
Ek het so pas besluit, ek gaan hier die hele jaar se preke weer herhaal. Right, so kom ons vat hom. So, hier in die Ou Testament is hy, die Engels begin deur te sê, praise the Lord and forget not any of his benefits. Sê die Engels in die New King James vertaling sê dit so mooi. Forget not any of his benefits. What's his benefits? Hy vergewe my sondes, hy genees my siektes, hy red my van die graf, hy kroon my met die goeie, met liefde, ontferming, en hy skenk my die jeugdige krag van die arend. So dit is, Dawid kom sê vir ons, hoorie, dis wat die Here vir ons doen. Ons is geneig, ons as westerlinge, en ons het ons so 'n paar weke terug het ons daaroor ook gepraat. Ons deel die lewe op in die geestelike en in die vleeslike materiële. So vanoggend is ons nou besig met die geestelike, môre is ek besig met die materiële. En vir God is daar net een wêreld. So vir God is daar nie 'n geestesboksie en dan, worry maar oor jou liggaam, worry maar oor jou lyf, worry maar oor jou finansies, worry maar oor jou verhoudings. Trouwens, die Here sê, as ek nou by die huis kom en ek vloek en skel en skree op my vrou, dan sê die Here, good luck daarmee om jou gebede beantwoord te kry, want dit is een lewe. En hy sê, hoorie, môreoggend, as jy oneerlik besigheid doen, en as jy die ontvanger verneek, good luck daarmee, om seën te hê op jou besigheid, want dit is een lewe. En hoorie, as jy môreoggend daar kom en jy doen allerhande of vanaand daar voor die TV en jy doen allerhande verkeerde en skewe en krom goedjies met jou vleisboksie, good luck daarmee, dat dis een lewe. Een wêreld. En God wil, wanneer hy jou geestelik aanraak, dan maak hy jou vry, hy maak jou gesond, hy maak jou nuut en hy skuif 'n klomp dinge in jou lewens. Jesaja 33 sê, niemand in die stad sal meer sê, ek is siek nie. Die sonde van die volk wat in Sion woon is vergewe. Kan julle sien wat sê die woord hier? Hy praat oor siekte en dan in dieselfde asem sê hy, hoor jy, daar sal nie siekte wees nie. Hoekom? Want hulle sondes is vergewe. Hier is die twee goed nie. Ons het in ons koppe, die Here vergewe my, hy skryf my sondes af, ek gee my hart en my lewe vir die Here, ek gaan hemel toe, maar môreoggend moet ek worry oor my vleisboksie, en dis hoekom ek 'n klomp ander, dis hoekom ek 'n tandarts en 'n dokter en al daai ander goeie sê, dit niks met die Here uit te waai nie. Die Here sorg net vir die geestelike. Nee, die Here sorg vir alles. Hy wil vir alles sorg. Nou, ek het vir Irma gevra, en sy is op ouma duty, want Raps is in Amerika, so sy gaan nou die kleintjies 'n bietjie uitsort. En ek wil dit net gou sê. Sy is soos 'n regte dokter. Iemand vra vir my, of sê in die week by een van my klein groepies, "Hi, ek het nooit geweet Irma is 'n mediese dokter nie. Ek tog net sy's 'n dokter." Sy is 'n dokter, sy's 'n regte dokter. Ek het haar sommer net gevra om net haar getuienis met ons gou te deel. Irma, as jy nie omgee nie. Dankie. So ek's nou net mooi wakker. Maar ons is regtig geseënd in hierdie kerk met die worship en die lofprysing. Vanoggend net weer eens kon ek so die teenwoordigheid van die Here voel en ek so bly die Here het vir my hierdie kerk gegee as my kerkfamilie. Ek dink kort in die kerk, nog bietjie vreemd, maar in 2014 het ek 3 weke voor Robin se troue van my dubbelverdieping trappe afgeval. En soos julle kan sien, ek's nie die ligste veertjie in die boks nie. So dit was 'n groot val. So toe ek val, ek het vorentoe geval. Gelukkig was Dan agter my, Robin se vriendin, anders was sy seker nie meer met ons nie. Maar ek het soos ek die trappies afgeval het my voet elke trappie getref en ek het elke been op my voetbrug gebreek. So ek het 5 frakture op my voetbrug gehad en die ligamente gedislokeer en toe die ander ligamente in die ander voet ook gedislokeer, maar ek was potblou, my gesig, my hande, my arms, maar ek toe ek op die grond lê, my voet was so seer, ek het geweet iets groots verkeerd en ek kon nie eens met mense praat, met Ian en Robin hulle nie, ek sê hulle moet stil bly. So na so 20 minute kon hulle maar praat en ek na Alfdal toe en ek het 'n baie slegte fraktuur gekry met wat hulle noem, wel ek het elke voetbeen gebreek, my voetbrug was onstabiel en ek het iets gehad
wat hulle noem 'n Lisfranc dislokasie. Dis nou nie eens belangrik nie. Maar my ander voet was ook nie great nie, so ek was vir 8 maande nie by die werk nie. So dit was 'n swaar tyd in my lewe. Ek was by Robin se troue met 'n rolstoel, so ek moes 2 of 3 operasies kry met penne en skroewe en vir 16 weke moes ek 'n onderknie gips hê en glad nie op die voet getrap nie. So ek het maar bo in my huis gebly en as ek moes dokters toe gaan, moes 4 mans my afdra in 'n rolstoel, so dit was ook interessant. Maar ek het daarna regtig gesukkel met pyn en my ortopeed, Dr. Jeffy het vir my gesê, ongelukkig sal so voet maar altyd vir jou probleme gee, want oor die inflammasie. So wat gebeur het as ek in 'n winkel was en ek loop en my voet pak op, want hy's nou 'n bietjie seer van die baie loop, dan sukkel ek, dan begin ek limp, dan sê ek vir weke fisio en so wat toe gebeur het as 'n mens seer kry, dan het ek my voet geproneer en so toe het ek nou te veel druk op my meniscus van my knie gesit en toe skeer ek nog die meniscus van die knie ook 'n jaar later. So ek het kroniese pyn gehad in my voet en in die agterkant van my knie. So eendag toe ek nou hier kom, ek was baie keer baie moedeloos en net voor ek die Here my hiernatoe gestuur het, was ek en Robin op 'n Amerikaanse ministry trip en op die lughawe toe pak my voet op en Sissie moet my toe nou stoot in 'n rolstoel met tasse op my, maar ons het amper die vlug verpas, maar dit was 'n groot gesukkel. En so toe vra ek vir die Here, dit sal regtig great wees as jy wil hê ek moet so baie travel, dat jy my voet genees. Dit sal regtig 'n blessing wees. En die oggend in die kerk, toe sê Pieter nou, hy wil vir mense bid met pyn in hulle voete. Okay, so dit was ek, my geloof was nie baie sterk nie 'n goeie confession nie, maar Pieter Nel het toe vir my gebid, en ek is al genees voorheen in my lewe met die gawes van die Heilige Gees, as iemand vir my bid, maar gewoonlik het ek die teenwoordigheid van die Here gevoel, en die salwing, en ek dadelik geweet ek is genees. Hierdie oggend, ek het huis toe gegaan, ek het absoluut niks gevoel nie. 2 weke later, toe kom ek agter, my voet is nie meer seer nie, want my ma het my gevra, gaan Oshala my fisio nie hierdie week kom nie. Toe kom ek agter, my voet is nie seer nie. Anyway, ek dink, het die Here dalk my voet genees? In elk geval, nog 2 weke later kom ek agter, my knie is nie meer seer nie, en ek besluit, voor ek my getuienis gee, sal ek nou seker maak, die Here het 'n goeie werk gedoen, en my voet is genees. En so, ek sê toe vir Robin, ek dink die Here het dalk my voet genees, toe Pieter Nel vir my gebid het. In elk geval, ek moes in Zimbabwe gaan bedien, en ons moes die dag by die Victoria Valle gaan loop, en ek dink, ek sal my 'n kansie gee, en ons het ver geloop, en my voet was nie seer nie, en daarna het ek Kaapstad toe gegaan, my voet was nie seer nie, en van daai dag tot vandag af, kan ek net sê, die Here het my voet genees, en ek het nog nooit weer pyn gehad in my knie en my voet nie, en ek so ongelooflik dankbaar vir die Here, en vir Pieter Nel, wat daai dag gehoorsaam was aan die Here, en ek weet vandag, Jesus se genesende krag is hier vanoggend, en van julle gaan julle wonderwerk kry, en ek is ongelooflik dankbaar vir iemand wat so gesukkel het. So, daar's my storie. Irma, ek wil... Jy het vir amper 10 jaar lank weekliks fisio gekry, inspuitings. Sê net gou ietsiekie daar. So omdat my voet, Robin kan julle die stories vertel van ons twee met hierdie voet, maar wat gebeur het, as jy die voet te veel oorys, dan het jy inflammasie, maar as jy die voet te min gebruik, het jy ook inflammasie, en inflammasie is seer. So ek kon letterlik, ek moes limp, en dan moes ek my voet opsit, so elke tweede week limp ek, dan is my voet op, en Oshala, my fisio, het elke week, of elke tweede week gekom, ek moes baie anti-inflammatoriese middels drink, en
dan moes ek gaan vir 'n Voltaren inspuiting. En so, toe die Here my voet daai dag genees het, het ek net nooit weer hoef enigiets te gevat het vir my voet nie. En so, ek is ongelooflik dankbaar. Dankie Irma, waardeer. Irma, so dankie dat jy met ons gedeel het en dis belangrik dat ons die Here nie net vertrou vir ons ewige bestemming nie. Die Here stel nie net belang in jou siel nie. Die Here stel ook belang in jou liggaam. En dis lekker om na iemand te luister, want sy as 'n mediese dokter gaan nie sommer net vir jou klomp goedjies vertel nie. Sy is skepties oor die goed en skepties oor sulke getuienisse, maar sy het dit nou self beleef en ervaar. En ek wil hê jy moet vandag net met een boodskap huis toe gaan. Die God wat jou red, is ook die God wat jou genees. En die redding is nie een ding hier aan die geestelike kant, en die genesing is 'n lucky draw, en as jy gelukkig is, en as die Here wil, en as dit jou gelukkige dag is, dan raak hy jou aan nie. Dis alles deel van wat die Here vir jou wil gee. Dis een ding wat hy vir jou wil gee. Bill Johnson sê, Jesus is perfekte teologie. So as jy ooit wonder hoe die Bybel oor 'n ding dink, en julle het hierdie ook al van tevore gehoor, gaan kyk net wat doen Jesus. En Jesus het almal wat na hom toe gekom het hy genees. Almal. Daar's niemand wat hy siek huis toe gestuur het nie. Hoorie, dan wil ek sommer net op hierdie punt 'n disclaimer gee. My batting average is nie 100 op die oomblik nie. Kan ek, Jesus se batting average was 100. My batting average is nog nie daar nie. Ons as gemeente se batting average is nog nie daar nie. Ek het in die begin, toe ek begin bid het, was daar so 1 uit die 10. En toe is dit 2 uit die 10 wat gesond word. En dit is so bietjie frustrerend. Ek moet sê, so oor die jare, want ek vertrou die Here, ek bid daaroor, ek sê, Here, ek wil sien. Here, U sê in die woord, U red ons en U genees ons, en ons wil dit sien. Is dit lekker om so getuienis te hoor vanoggend? Verseker. Is dit lekker om aan die ontvangkant daarvan te wees? You better believe it, want die Here wil nie hê jy moet in pyn leef. Die Here wil nie hê jy moet in siekte leef nie. Hy het nie net jou gees kom red nie, maar ook jou liggaam. Jy kry eendag net 'n verheerlikte liggaam, 'n beter vleisboksie. So my batting average is hy is dalk nou hier by die 70, 80, het hy nou opgeskuif. Ek's nog nie by 100 nie. En dan is daar 1 of 2 van julle wat vandag hier sit, en ongelukkig is dit jou man of jou vrou, oor Pieternel nog nie op 'n 100 batting average is nie, want dis die doelwit, dis die ideaal, dis waarna toe ons streef, dis waarna toe ons werk, dis waarvoor ek bid, dis waarvoor ek, Here, verander my denke, Here, gebruik my, gebruik ons, om daar te kom. So ek wil dit net sê, maar ons het nodig om te groei in hierdie opsig. En dan in Numeri, om by die gebied van Edom verby te kom, het die Israeliete van Horberg af in die rigting van die Rietsee getrek. Op pad daarheen het die volk ongeduldig geword. Alright, so hulle word nou uit Egipte uit verlos, hulle is op pad, hulle trek deur die Rietsee, hulle is op pad na die beloofde land toe. En nou is hulle in die woestyn, en wat doen die volk? Hulle moan, hulle groan, want daar's nie kos nie, daar's nie water nie, heeltemal legitieme dinge om oor te kla, dink ek, maar die Here beleef dit nie vars nie. En hulle teen God en teen Moses uitgevaar. Waarom het U ons uit Egipte uit laat trek, net om ons in die woestyn te laat sterwe? Hier's nie brood nie, hier's nie water nie, ons is sat vir hierdie slegte kos. Kan ek net gou vir ons Dinsdag aand eet ons gou ergens daar saam met vriende. Nee, was Woensdag aand eet ons ergens gou saam met vriende, en ek stap kar toe en ek moan hier in my hart. Moan. En die Here fluister in my oor. Hy sê, Felies, onthou jy Numeri 21? Sorry, Here. Okay. Die Here het toe giftige slange onder die volk ingestuur, die slange het die mense gepik, en baie Israeliete het gesterf.
Toe kom die volk na Moses toe en bely, ons het teen die Here en teen u gesondig met wat ons gesê het. Bid tog dat die Here die slange van ons sal wegvat. Moses het toe vir die volk gebid en die Here het vir Moses gesê, maak 'n beeld van 'n giftige slang, sit dit op 'n paal, elkeen wat gepik is en daarna opkyk sal lewe. Moses het toe 'n koperslang gemaak, dit op 'n paal gesit en as iemand wat deur 'n slang gepik is daarna opgekyk het, het hy bly leef. So ek dink die ouens hier trek hulle uit Egipte uit, Rooi See verdeel. Hier kom Moses, hy sê die Here het met my gepraat. Die Here het gesê ek moet 'n koperslang maak en hom op 'n paal sit. En die Here sê as jy opkyk en glo sal jy gesond word. Ek dink was 'n paar ouens wat gedink het jy uit sy albasters verloor. Hierdie huis is nie lekker nie. Hy speel nie met 'n vol dek kaarte nie. 1 2 3 blok onsself. Kom ons skryf vir ons 'n nuwe leier. En die ouens wat gedink het dis rubbish, het dit nie gedoen nie en hulle het gewat. Hulle het gedooi. Maar daar was ouens wat so desperaat was, hulle het opgekyk, hulle het geglo en te word hulle gesond. En wat doen die Here? Hy maak hulle gesond, maar in die proses red hy hulle lewens. En dis 'n prentjie van wat Jesus vir ons kom doen het. Want Johannes 3 vertel vir ons dat as Jesus opgehef word en op 'n kruis gespijker word en jy kyk op na hom en jy glo, dan sal jy wat? Gered word. En as jy hierdie storie gee al klaar vir ons 'n tip, 'n wenk. Hy sê hoorie as hy red, genees hy en as hy genees, red hy. Dis al twee. So, vir hoeveel jaar het jy gesukkel? 10 jaar? 2014 af. Okay, goed, 8 jaar. 8 jaar lank. Maar ons moenie teken vir hierdie pakkies wat die duiwel by ons wil aflaai nie. Maar dit is nie die Here se wil vir ons nie. So ons gaan 'n bietjie praat oor gered en genees. Dit is belangrik. Dis nie twee afsonderlike kategorieë nie. Dis een in die Here se oë. Daar's nie 'n vleeslike en 'n geestelike en 'n materiële en 'n spirituele nie. Dis een wêreld. En God wil hy wil in elke aspek van jou lewe kan en moet en behoort hy betrokke te wees. Kom ons gaan lees net. En die beste storie in die Bybel om dit te demonstreer is Matteus 9 en ons het hom al gelees in die kerk, maar soos wat ek nou gesien het in Psalm 103, dit maak nie saak dat ons hom gelees het nie, want julle Kyk, het julle hom? Matteus 9, kyk, hier gaan ons. Jesus het toe in die skei geklim, uit die see oorgesteek en sy eie dorp aangekom. Daar het hulle 'n verlamde man wat bedlêend was na hom toe gebring. Toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde, vriend, wees gerus, jou sondes word vergewe. Shame, Jesus is 'n bietjie de mekaar. Hy verstaan nie die werk nie. As hulle iemand op 'n draagbaar na jou toe aangedra bring, wat is die probleem? Siekte. Wat moet Jesus doen? Bid vir die siekte. Lê die ou hande op. Jesus kom net, ek dink Petrus het vir Jesus gesê, verskoon tog Jesus, kom net bietjie hiernatoe. Sorry julle, ons gaan net gou bietjie die preek onderbreek. Kom ek verduidelik net gou vir julle die werk. Die woord sê, you will lay hands on the sick and they will recover. Jesus los al hierdie stories van nonsens, van sonde vergewe. Bid net vir die sieke, okay? Kapies? Jesus lyk vir my verstaan nie die werk nie. Net so by the way, hoe het Jesus hulle geloof gesien? Want hulle bring die verlamde, bring hulle daar op 'n draagbaar aangedra. Daar's soveel mense, hulle kom nie by Jesus uit nie. Toe klim hulle bo op die dak, hulle breek die dak oop. Breek die dak oop. Laat sak die ou op 'n draagbaar af. Jesus nie so of ek sien hulle geloof nie. Hulle breek die dak oop. Hy so of hierdie ouens is duidelik desperaat. Alright, so party van die skrifgeleerdes het by hulle self gesê, hy praat godslasterlik, maar Jesus het geweet wat hulle dink, en hy sê vir hulle, waarom het julle sulke slegte gedagtes in julle harte? Wat is makliker om te sê, jou sondes word vergewe, of om te sê, staan op en loop? Maar nou gaan ek vir julle die bewys lewer, dat die Seun van die mens volmag het om op aarde sondes te vergewe. Hy sê toe vir die verlamde man, staan op, vat jou draagbaar en gaan huis toe. Hy het opgestaan, hy het huis toe gegaan, en die menigte mense wat dit sien, het God, wat sulke mag aan mense gegee, met eerbiedige vrees geprys. Wat kom die Here? Die Here sê, jou sondes word vergewe. En die oomblik toe hy sy sondes vergewe, Jesus was bietjie de mekaar. Hy het nie besef, daar's 'n geesteswêreld en 'n materiële wêreld nie. Dis nie die Bybelse denke nie, dis Plato se denke. Dis Aristoteles se denke, dis die Griekse denke wat deel geword het van ons westerse denke. Daar's een wêreld.
En as God jou sondes vergewe, dan genees hy jou lyf. En ons het, dis ons erflating. Dis ons geskenk, dis wat ons almal uit sy hand uit moet kry, en wat ons hom voor moet vertrou. So hier kom die Here, en hy genees hierdie man, hy vergewe hierdie man se sondes, en hy genees sy liggaam. 3 vinnige gedagtes. Ek word gered, en ek word genees deur geloof, saved and healed through faith. Dis altyd God se wil om te red en te genees. En dan, gered en genees is 2 kante van dieselfde muntstuk. Right. So gered en genees deur geloof. So wat het gebeur met hierdie verlamde man? Ons weet nie of hy geloof gehad het vir genesing nie. Maar ons weet sy 4 vriende het definitief geglo. Hulle het gehoor van Jesus, hulle het gehoor hierdie Jesus, hy is dalk die Messias kom en hy maak gesond. En hierdie 4 vriende het definitief die geloof gehad. Hoe weet ons hulle het geglo? Hulle het dade gewys. Jakobus 1 sê geloof sonder dade is dood. Wys my iemand, as jou geloof nie oorgaan tot aksie nie, dan beteken dit niks nie. En hierdie 4 vriende vat hom na Jesus toe, hulle openbaar geloof en die Here eer hulle geloof. So, how do you get access to God's kingdom? Through faith. Hoe word ek en jy gered? Ek en jy word gered, ons kyk op na Jesus, ons kyk op na die kruis, ons glo dat hy vir ons gesterf het, ons glo dat hy die sonde betaal het, ons glo dat hy die straf gevat het, en ek aanvaar hom as verlosser en saligmaker, ek nooi hom in my lewe in, en dan sê die woord, is jy gered, and you are saved by faith alone. Okay, maar hoe beweeg ek nou rond in die koninkryk van God? Because you cannot only have saving faith. You must have faith for healing. You must have faith for provision. You must have faith for breakthroughs. So op elke ander vlak, so hoe beweeg ek nou rond in die koninkryk van God? Net soos wat ek begin het. You start by faith and you move around by faith. En daarom moet ek die Here vertrou daarvoor. So geloof kom deur die prediking wat 'n mens hoor, en die prediking wat ons hoor is die verkondiging van Christus. So ek het nodig om hierdie goeders vir julle te leer en dit by julle in te print. Ek bid vir meer mense by die gym, en toe die kinders nog op skool was, langs die netbalbaan. Ek het vir meer mense al langs die netbalbaan, in die gym en in die spar gebid vir genesing as wat ek by die kerk gedoen het. Baie meer. Verlede Saterdagoggend gaan doen ek gou 'n spinning klas. Na die tyd is daar 'n ou uit 'n kontrak by die Leeu's, gaan vir 'n massiewe skoueroperasie. Ek deel met hom 'n paar getuienisse van wat die Here die laaste paar maande in die kerk gedoen het. Hy kyk vir my so aan, hy so half, ek kan sien, hierdie ou het nog nooit ooit in sy lewe sulke goed gehoor nie. Nee, en dis 'n aanslag teenoor die kerk. Dis 'n beskuldiging teenoor predikante. Wat nommer 1 hierdie goed nie glo nie, en nommer 2 dit nie preek nie. So net na die spinningklas bid ek gou vir hom. Hy gaan vir 'n operasie. Hy's 'n professionele atleet, so dis nogal half belangrik dat die lyf werk. Hoe kom hierdie geloof? Deur die prediking, deur dit te hoor. So faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ. So ons het nodig om hierdie goeders vir mekaar te sê. Ons het nodig om hierdie goed vir mekaar te sê. Johannes sê, julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Die waarheid is, Jesus is nie net goeie nuus vir my siel vir eendag 4 versekering nie. Jesus is goeie nuus vir elke aspek en faset van my lewe. I access the kingdom through faith. I proceed, I walk around in his kingdom, en ek vat al sy wonderlike skatte wat vir my wil gee, ook deur faith. Dis die waarheid wat ek en jy moet glo. If we want to see healing, we must teach what the word says about healing. The truth is, Christ wills that every person to be saved, and he wills every person to be healed. As ek vandag sê, die Vader, Jesus Christus, wil nie hê dat enige iemand verlore moet gaan nie. Is daar enige iemand in hierdie kerk wat verskil van daai stelling? As ek sê, Jesus wil nie hê dat enige iemand verlore moet gaan, moet hel toe gaan nie. Is daar iemand wat van hierdie stelling verskil? Nee, ons almal stem daarmee saam. Hoekom glo ons dit?
Wel, Johannes 3:16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe wil hê. Petrus sê vir ons, dankie Irma, sy gaan nou verder pyjama drill, ouma duty doen, dankie. Waar was ek? Johannes 3:16. So daar's niemand van ons wat hier sit wat wonder of God wil red nie. Kan ek gou vra, word almal gered? Nee, want party mense kies om nie vir Jesus te aanvaar nie. Kies om hulle rug op hom te draai, maar sy wil is dat niemand verlore sal moet gaan nie. En ons weet dit, ons glo dit, want ons is dit geleer. So, Matteus 9 sê, toe raak hy hulle oë aan en hy sê, wat julle glo sal gebeur. En ek wil julle uitdaag vandag, not just to have saving faith, maar om ook die Here te vertrou vir die ander aspekte van jou lewe. En om daarvoor te vertrou. So Carrie Blake sê, you get access to the kingdom through faith. You get access to the Father through faith. You move around in the kingdom also through faith. So vertrou die Here ook vir jou lewe. In Jesus se tyd is geglo dat God kan genees, maar nie sonde vergewe nie. Het julle gesien toe ons hierdie gedeelte lees? Hulle is so of, hy sê hy gaan sondes vergewe. Hulle is so of, Jesus gaan badkamer toe, ons gaan nou jou boude vir jou aan die brand slaan. Mens sê nie sulke goed nie. Nou vandag as ek sê, Jesus vergewe sondes, nie een van ons in hierdie kerk gaan, almal, yes, ja, Jesus vergewe sondes. Maar as ek sê, Jesus genees, dan is het so, wow, ek weet nou, ek is nou nie heeltemal so seker daaroor nie. En miskien net voor ek, terwyl ons nou sommer net op hierdie punt is, gaan dit nou sê, my ervaring word nie die basis vir my teologie nie. Hoor mooi wat ek sê. My ervarings word nie die basis vir hoe ek God moet verstaan nie. Want wat tipies gebeur is, ek bid vir iemand en dan gebeur dit nie en hierdie persoon word nie beter nie en hierdie persoon word nie gesond nie, dan begin ek dink, wel, God wil nie genees nie, God genees nie almal nie, dis 'n lotery. En luister, ek het nou net vandag vir julle gesê, my batting average, hy sal op van 10 af, 20 af, 30 af, hy sal bietjie beter. My batting average is nog nie 100 nie. So hier's 'n paar van julle wat hier sit, vir wie ek gebid het, wat dit nog nie beleef het nie. Maar dis waar dit moet wees. Dis wat die Here vir ons, dis waarna toe ons moet. So kan ek vir jou vra, die woord, is daarom een Christen in die kerk met 'n Bybel. Hierdie is die basis vir hoe ek God verstaan. En baie keer is my ervarings en my belewennisse nie in lyn met hierdie woord nie. Dan lê die probleem nie daar nie, die probleem lê by partykeer by Pieter Nel wat vir jou gebid het. En ek moet vir julle sê, daar was al geleenthede wat ek saam met julle as gemeente om 'n bed gestaan het. Dan kyk ek met my fisiese oë, dan dink ek, jy's poer in jou mooi. Sorry. Dan dink ek, maar nou met ek die dominee ding doen, dan maak ek nou maar my oë toe en ek bid, maar dan bid ek nie met geloof nie. So ek wil vir julle jammer sê, maar daar was definitief al geleenthede wat ek nie met geloof gebid het nie. En dan sommer net so, by the way, daar's baie ouens, baie kerkleiers daar buite, baie professors by universiteite, wat nie meer glo wat in hierdie woord staan nie. Hierdie boek bevat nie die woorde van God nie. Hierdie boek is nie mense se opinie oor God nie. Hierdie is God se woord, finish en klaar. Die oomblik wanneer jy dit begin twyfel, is jy in die moeilikheid. Spiritually is jy en dan gaan jy op 'n dwaalpaadjie. En ongelukkig die Breër Kerk is nie meer op 'n bladsy waar hierdie sentraal staan nie. Hierdie is God se woord. Ons bou daarop. Ons staan daarop. Ons glo dit.
En as wat ek ervaar nie in lyn is daarmee nie, dan lê die probleem nie daar nie. Die probleem, partykeer het dit al gelê by my. 2 weke terug is daar 'n dame in ons gemeente, sy het 'n vreeslike groot operasie gehad, kanker. Ek kyk vir haar so, toe sy daar in die hospitaal lê. Toe dink ek, vanuit 'n mens, en ek's nie 'n dokter nie, maar ons is ook nie stupid nie, en ons kan sien. Kyk ek na haar en ek dink, papi, tensy die Here hier ingryp, maar nou ja, dis nie my plek om 'n judgment call te maak. Die Here roep my to in faith lay hands on the sick and to pray. En dis wat ons moet doen. Wilna, so rukkie terug staan ons en die dokters, die verwagting is, haar ma val, sy's in haar 80, so oud is sy nou? 85. So die verwagting is, sy het so sleg geval, sy het so sleg te breek. Die verwagting is, ons weet nie of die operasie 'n sukses gaan wees nie. Ons gaan dalk die been moet afsit. En as ons nie die been moet afsit nie, weet ons ook nie of sy dit gaan maak nie. Ek het niks anders. Ek is nie daar om vir Wilna simpatie te gee nie. Ek is ook nie daar, ek kan maar nou weer lees by die huis. Sorry. Ek is nie daar om vir Wilna simpatie te gee nie. Haar ma wil natuurlik die dominee daar gehad het, want hy het 'n rooi telefoon hemel toe, dis julle weet mos hoe werk dit. Al wat ek het om te gee, is die woord. En die dokters het eintlik maar die gesin voorberei, dalk gaan jou ma dit nie maak nie, en as sy dit maak, gaan sy nie 'n voet hê nie. En wat het ons gebid? Ons het Psalm 103 gebid. Here, vergewe die sondes, Here, genees haar siekte, Here, red haar van die graf. Die Here het haar gered van die graf, die Here het haar voet gered, en ja, nou is daar 'n bietjie van 'n versie van herstel, en ons vertrou, dat wanneer die dag kom, dat sy net haar asem sal uitblaas, want dit is hoe ons veronderstel is om te gaan. Sorry, nou weet ek nie waar was jou plekkie nie, ekskuus. Okay, nou moet ek vinnig maak. So gered en genees is 2 kante van dieselfde muntstuk. Jesaja 53. Die hele Ou Testament sug, verlang, sien uit na die wonderlike Messias wat gaan kom. Hierdie wonderlike Messias, en as hierdie Messias kom, het hy ons leiding op hom geneem. Lees hardop saam met my, ons siektes het hy gedra. Maar ons het hom beskou as een wat deur God gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Lees dit hardop saam met my. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Die hele Ou Testament sug, sien uit, verlang na hierdie wonderlike Messias. En hulle sê, as die Messias kom, red hy, en as die Messias kom, genees hy. Toe kom die Messias. In Matteus 8, so is vervul wat deur die profeet Jesaja gesê is, hy het ons leiding op hom geneem, ons siektes het hy gedra. So nou kom hy in Matteus 8, die Messias is daar, en hy genees almal, maak almal gesond. Almal. Om te vervul die woorde van Jesaja 53. En dan kom jy in 1 Petrus, dan kyk 1 Petrus terug, en hy sê, dis nie die Messias gaan dit doen nie, of die Messias het dit, hy kyk terug, en sê hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Sondes, en daardeur is ons vir die sondes dood, en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy wonde is julle genees. Nou kom Petrus, en Petrus kyk terug, en hy kyk terug in verlede tyd. Hy red, en hy genees, hy het dit gedoen. Hy het reeds daarvoor. Sê gou vir my, gaan julle sondes vergewe word, of is julle sondes vergewe? Is dit toekoms of verlede? Ek dink is verlede, maar sien nie. Toekoms of verlede? Verlede. So wanneer het Jesus betaal vir ons siektes? Toekoms? Verlede. Ons moet dit net glo, ons moet dit aanvaar. Daar's 'n paar Griekse woordjies vir genesing. Een is iaomai, die ander een is therapeuo. Het julle al by een of ander terapeut te draai gemaak, nê? Dit kom van die Griekse woordjie af. En dan is daar 'n Griekse woordjie in die Bybel, sozo. En daai woordjie beteken gered
en genees. En partykeer lees jy die woordjie raak in 'n teks, dan beteken dit gered. En ander kere lees jy die woordjie raak en dan beteken dit genees. As jy so 'n bietjie deur die Bybel blaai en daar's omtrent so 20 tekste, ek gee julle net so 'n paar. Markus 5, Markus 16, Lukas 8, Handelinge 2, Handelinge Acts, Handelinge 14 en as Afrikaans en Engels lekker deur mekaar en Acts 14 en Ephesians 2. En dan partykeer praat hy van red en partykeer praat hy van genees. Maar hy beteken albei. En dis hoe die woordjie gebruik word in die Bybel. T.L. Osborne wat 'n ongelooflike genesingsbediening gehad het, hy sê in our gospel crusades around the world, we tell people, accept Jesus as Savior and healer at the same time. And when they believe, their deliverance comes both to body and spirit. The gospel of Jesus Christ is a twofold provision, salvation and healing, united in sacrifice. Ons is altyd hier by die kerk en dan sê ons, hoorie, gee jou hart en jou lewe vir die Here en jy sal gered word. Maar ons moet eintlik sê, jy sal gered word en jy sal gesond word en jy sal vry word, want hy sal met sy son van redding op jou skyn, daar sal genesing in daai strale wees, jy sal vry word en jy sal vreugde beleef. Dis eintlik wat ons moet sê. En hy beleef dit in sy crusades wêreldwyd, honderde duisende mense wat genees is. Derde gedagte. Dis altyd God se wil om te genees. Nou is ons al van, ja, maar ek het vir my ouma gebid en sy het dit nie gemaak nie en ek het hier. Matteus 8. Jesus het afgekom van die berg af, 'n groot menigte mense het saam met hom gegaan. 'n Melaatse man kom kniel toe voor hom en sê, Here, as U wil, kan U my gesond maak. Ons probleem met die Here is, ons wonder nie of die Here kan nie. Is daar iemand in hierdie kerkgebou wat twyfel of God kan genees? Nee, ons almal weet God kan genees. Niemand twyfel daaroor nie. Ons probleem is ons wonder, wil hy nou vir my genees? En sal hy nou vir my genees? Hoorie, hy sit nie daar in die hemel en dan dink hy, vandag is Eloise dag, ting, ding, 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 ding. Dan trek jy die one-arm bandit en is 4 7's in 'n ry, of 4 8's in 'n ry, symbolic of new beginnings, kating, 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 wow, hier kom die genesing nou deur. Nee, hy wil. We access it through faith. En hoorie, kan ek net vir jou sê, partykeer bid jy meer as een keer. Meeste van die mense vir wie ons gebid het, meeste van die mense wat bonatuurlike, supernatural aanrakings gehad het ons 'n klomp kere voorgebid. Hoekom? Want ons batting average is nog nie 100 nie. Dis veronderstel om beter te wees, maar dit is nie. So, Here, as U wil, toe steek Jesus sy hand uit, raak hom aan en hy sê, ek wil, hy word gesond. Sy melaatsheid was onmiddellik weg. Jesus sê toe vir hom, jy moet dit vir niemand vertel nie, gaan wys jou vir die priesters, bring die offer wat Moses voorgeskryf het, en dit sal vir die mense die bewys wees dat jy rein geword het. Ons moet net hierdie woordjies lees, ek wil. Ons het in die begin van mekaar gesê, Jesus is perfekte teologie. Kyk na Jesus, jy sien die hart van die Vader, en jy sien wat hy in jou liggaam wil doen. So ek bou nie my teologie op my ervaring nie, ek bou my teologie op die woord, en ek vat die woord as die waarheid. En as daar 'n kortsluiting was eers, dan lê die probleem of by die ou wat gebid het, of by die ouens wat daar om die bed gestaan het, maar dit lê nie daar nie. En kan ek net sê, 'n paar keer het die probleem by my gelê. Want ek het met my oë gekyk, en dan dink ek, Carrie Blake sê, to doubt. Want partykeer staan ek voor iemand en dan hoor ek, terwyl ek vir jou bid, hoor ek hierdie stemmetjie, jy gaan jou naam 2 sent maak, jy gaan jou naam weggooi, hier gaan niks gebeur nie. Carrie Blake sê, dis nie om te twyfel nie. Carrie Blake sê, as ek dan ophou bid, if I stop, if I hesitate, and if I back down, then I'm in doubt. And we are not of those who stop, who hesitate and back down. Kan ek dit gou weer sê? We are not of those who stop, who hesitate and back down. Shush, duiwel, in die naam van Jesus, be healed. Right. Eksodus 15 begin die Here en hy sê, ek is Jehovah Rapha. Ek is die God wat genees. Ons het hom daar in die Afrikaans.
Exodus 23 sê die Engels, hy sê, I will take sickness away from you and I will fulfill the number of your days. Sê die Here ruk terug vir my. En ek dink, ek gaan hom hier stop. Gered en genees deur geloof. Dis altyd God se wil. Dis twee kante van dieselfde muntstuk. Kan ek gou vra, almal wat kanker het of stoei met kanker staan gou net vir my vir 'n oomblik. Kan ek vra dat julle gou vorentoe kom? Skus, ek wil nie op julle Susan, kom vorentoe gou. Terwyl julle twee vorentoe kom, gaan ek gou vir Japie bid. Ek bestraf in die naam van Jesus, bestraf ek hierdie kanker. Ek bind hierdie kanker. Ek verklaar, hierdie kanker gaan nie na die bene toe versprei nie. En in die naam van Jesus spreek ek lewe en genesing en gesondheid oor jou liggaam uit. Ek bind elke aanval van die bose. Ek bind elke brandpyl van Satan. Ons bid, Here, ons het niks anders, ons kan die duiwel met een versie bied. En ons verklaar, dis hy wat jou sondes vergewe, dis hy wat jou siekte genees, dis hy wat jou red van die graf, dis hy wat jou kroon met die goeie, met liefde, met ontferming en die jeugdige krag van die arend skenk. Body be healed in Jesus name. Ons spreek lewe, genesing, gesondheid oor jou liggaam uit. Ek verklaar dat jy sal sterwe op 'n manier wat die Bybel sal sê jy sal sterwe. Jy gaan nie doodgaan aan kanker nie, dis my verklaring vandag. Ek verklaar, jy gaan net eers eendag, soos wat die Bybel sê, gaan jy net jou asem uitblaas, maar dit gaan nie van siekte wees nie. Ek spreek lewe, genesing, gesondheid oor jou liggaam uit. Vader, ons bring vir Susan, en ons bring vir Linda na U toe. Ons bind die kanker in hulle liggame. Ons aktiveer hulle liggame se eie natuurlike immuunstelsels. Ons aktiveer die soldaatjies in hulle liggame. Ons bind elke langtermyn stresrespons in hulle liggame. Here, maak hulle sterk waar hulle nou deur die chemoproses gaan en raak hulle liggame aan. Bodies be healed in Jesus name. Ek spreek lewe, genesing, gesondheid oor julle liggame uit. Vader, ek wil vra, bedek vir hulle met die bloed en gee engele opdrag om 'n laar rondom hulle te trek en behoed en bewaar en beskerm vir hulle teen die aanvalle van die bose. En almal sê amen, amen. Dankie. Ek wil vra dat almal net julle oë toemaak, met almal se oë toe. As jy vandag hier is en jy het nog nie jou hart en jou lewe vir Jesus gegee nie. Jy het nog nie ja gesê vir Jesus nie. Jy het nog nie op 'n punt gekom that you've moved over to saving faith nie. Daar moet 'n geleentheid wees. Ek en Eloise is in 98 getroud, 27 jaar terug, maar daar was 'n geleentheid wat ek moes vra, kom in my lewe in, wat sy moes sê ja. En so moet daar 'n geleentheid wees wat jy sê ja vir Jesus. As jy nog nie op 'n punt gekom het in jou lewe nie, of as jy afgedwaal het, of koud geraak het, of lou geraak het, en jy het nog nie jou hart en jou lewe vir Jesus gegee nie, dan wil ek nou vir jou geleentheid gee, om te sê, ek kies om my hart en my lewe vir Jesus te gee. Ek wil gered word, ek wil hierdie Jesus leer ken, wat vir my gesterf het, sodat ek die ewigheid kan belewe, wat my sondes betaal het. As dit jy is, steek net vir so 'n oombliekie vinnig gou jou hand op. Dankie. Dankie. Ek wil vra, daar was net so 2 of 3 hande. Ek wil vra die van julle wat julle hande opgesteek het, kom net gou vir my vir 'n oombliekie vorentoe. Don, ek wil vra dat jy ook sommer net hier aan my regterkant agter, en hierso kom net gou vir so 'n oombliekie vorentoe. As jy jou hand opgesteek het, kom staan sommer net hierso saam met hom en dan gaan sy ons sommer net vir julle bid. En ons gaan sommer net almal hardop, kom ons klap vir hulle hande. Ja. Ek gaan sommer vra. Leonie, kom staan net. Nee, dis nie Leonie nie. Jy lyk soos Leonie. Sorry. Ek wil sommer vra dat julle almal hardop saam met my bid. My Vader wat in die hemel is.
Ek kom vandag na U toe. Ek kies om my hart en my lewe vir Jesus te gee. Ek sê ja vir Jesus. Here, kom vergewe my sondes en ek nooi Jesus in my hart en in my lewe in. Leer vir my wat dit beteken om 'n verhouding met U te hê. Vader, en dan bid ek sommer net vir hierdie 4 jong mense, Here, en ek bid, dankie dat U woord sê, wie die Seun het die lewe, wie die Seun nie het nie die lewe. En Here, dankie dat U hulle aanvaar het. Dankie dat hulle ja gesê het vir Jesus, maar lei en begelei U nou vir hulle op hierdie paadjie en leer vir hulle wat dit beteken om 'n verhouding met U te hê. En ons bid dit en ons vra dit in Jesus naam.